Baie welkom aan almal wat ook vanoggend inluister en wat 'n kosbare voorreg om jou te mag groet vanoggend en ek doen dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Die Here se liefde en sy genade en sy vrede is vanoggend by jou waar jy ook al mag sit en waar jy ook al mag inskakel. En mag die Here se teenwoordigheid deur sy Heilige Gees jou naby wees. Amen. Geliefdes, as ons vanoggend so die woord van die Here oopslaan, dan nooi ek jou om so lank die woord van die Here oop te maak, daar by Genesis hoofstuk 3, en blaai sommer so 'n bietjie om, daarna Genesis hoofstuk 4 toe ook, en maak 'n merkie daar by 1 Konings 20, en dan wil ek ook vir jou vra om so 'n bietjie daarna Jeremia 17 toe te blaai. As jy 'n ou merkertjie by al daai plekkies in het, dan gaan ons nou weer stil raak voor die Here en vra dat hy die woord sal seën. Here, ons Here, ons weet hoe verganklik is alles. Here, en ons weet, die gras verdor, die pragtigste lelies van die veld verwelk. En ons is maar net stof. Maar u woord is vir ewig. En daarom sal u met ons in ons tydelike konteks deur die ewige woord kom spreek. Ons, u kinders, ons luister, Here. En dit bid ons in die naam van Jesus, ons verlosser, ons koning. Amen. Liewe broers en susters, geliefdes, vriende, die tema vir vanoggend is: wat is dit wat maak dat ek eintlik as mens altyd in beheer wil wees? En daarom begin ek vanoggend met hierdie gedig wat ek by 'n lidmaat gehoor het, en dis eintlik so pragtig en so eenvoudig. En die gedig gaan as volg: die mooi jong man ry 'n pragtige spiksplinter motor. Nou kom ons sê dit soos die gedig dit op die einde van die dag wil hê, en die gedig gaan as volg: die man soek 'n motor. Die man wil 'n motor hê. Die motor wil 'n nooi hê. Die nooi wil 'n huis hê. Die huis wil 'n hond hê. Die hond wil 'n been hê. Die been wil 'n gat hê. En die gat wil die man hê. Ja. Op 'n manier 'n kort opsomming van Prediker, waaroor gaan die lewe? Dit gaan nie oor hê, en op die einde van die dag kom dit tot niks. En is dit nie ook so dat ons ook soms 'n hepsig hê na iets? En wat is daai iets? Om 'n beheer te wees. Die oersonde van die mens, van jou en van my, en steeds vandag, is om 'n beheer te wil wees, 'n beheer te wil voel. Ons wil ons situasies, ons konteks, ons lewe self bestuur, en ons wil beheer hê daaroor, want dan voel ons veilig. Dan reken ons, skep ons eie sekuriteit. Nou ja, is dit so? Is daar tekste wat dit sou kon bevestig? Dat ons in beheer wil wees en dat ons enigiets doen om in beheer te wees? Ja, kom ons lees. Eerste teks, Genesis hoofstuk 3. En ek nooi jou saam om so die eerste 7 verse met my saam te lees. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra: het God werklik gesê, julle mag van die geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord: ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou: julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi is om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop
en hulle besef toe dat hulle kaal is. Nou, vriende, as mens hierdie teks lees, dan lees 'n mens dat wat staan eintlik hier? Die mens wil in beheer wees. Die mens wil self besluit wat is goed en wat is kwaad. Wat is reg en wat is verkeerd. En daarom wil hulle van hierdie boom van goed en kwaad eet. Hulle wil self in beheer wees. En dit is hoe die bose hulle op die einde van die dag om die bos lei, verlei. Juist dan om te doen wat hulle nie moet doen nie. Want op daai moment moet die mens kies. Eva en Adam. Luister ons vir die slang of luister ons vir God? En dan luister hulle op die einde van die dag vir die bose. Hoekom? Want die hinkering, die begeerte om in beheer te wees, om self te besluit, om self te weet wat is goed en wat is sleg, is te groot. En dan gaan hulle vir dit. En dan kom die straf. En hoe klink hierdie straf? Die slang kry 'n straf, die man kry 'n straf, maar luister ook na die vrou se straf, nê? Ons lees daarso in Genesis 3 vers 16. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe en met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. En kyk dan wat staan hier, na jou man sal jy hinker en hy sal oor jou heers. Nou, daai tweede deel van God se straf oor die vrou, jy sal na jou man hinker. Daai woord hinker, moet ons nie interpreteer as dit is 'n hinkering op 'n romantiese vlak, of op 'n vlak van 'n begeerte na jou man nie. Nee, daar steek iets anders in. Die vrou het oortree deurdat sy in beheer wou wees. En hier dieselfde. Hierdie woord hinker beteken eintlik, sy was begeerig om dan oor haar man te heers. Maar, wat sê die woord? Haar straf sal wees, dat sy nie oor hom sal heers nie. Juis omdat sy in beheer wil wees, gaan sy nie in beheer wees nie. Haar man sal oor haar in beheer wees. Nou waar kry ons dit? Hoekom kan ons sê daai woordjie hinker beteken juist dan dit? Want, as julle saam met my sou blaai daar na Genesis hoofstuk 4 toe, en ons lees waar God en Kain in gesprek is, vers 6 van Genesis 4, toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad, waarom is jy so bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. En daardie spesifieke woord, wat ook in die Hebreëus voorkom hierso, die sonde wil jou in sy mag kry. Daar staan, die sonde wil na jou hinker. Die sonde hinker na jou. Hy wil jou beheer. Die sonde se einddoel, die bose se einddoel, is om die mens te beheer. Geliefdes, en daar kry ons die sonde. Die eerste tipe sonde, die bloudruk van die sonde, gaan oor die mens wat graag wil beheer en in beheer wees. En as vertye sulke tekste, kom ons spring na een baie oulike een. En ek gaan nou vir jou vra om saam met te blaai daar na 1 Konings 21 toe. En in 1 Konings 21 gaan dit hier oor koning Agab en hy wil baie graag Nabot se wingerd koop. Want Agab het 'n groot wingerd en Nabot se wingerd is hier langsom. En hy wil hierdie stuk grond ook koop en Nabot sê vir hom, nee, skus koning, dit is op die einde van die dag my erfgrond, ek gaan dit nooit verkoop nie. En dan lees ons, hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan, omdat Nabot die Israeliet vir hom gesê het, ek sal nooit die erfgrond van my familie aan nie afstaan nie. Dis nou in 1 Konings 21 vers 4. Wat doen Agab toe? Onthou hy is die koning. Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wil niks eet nie. Wat doen hy? Hy gooi 'n tantrum. Wat is die mooi Afrikaans vir tantrum?
Hy probeer op sy bes om te manipuleer. Hy blaas sy mond dik op, want hy kry nie sy sin nie. En hy gaan lê op die bed met sy rug na almal toe. Hy wil met niemand praat nie. Hy wil nie eet nie. Die lewe is aaklig, want hy kry nie sy sin nie. En kyk dan wat gebeur. Toe kom sy vrou Jezebel na hom toe en vra vir hom, wat is jy so bedruk, dat jy niks wil eet nie? Hy vertel haar toe, ek het met Nabot die Israeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my. En dan, hy wou nie. Vers 7, toe sê sy vrou Jezebel vir hom, jy's mos die een wat oor Israel regeer. Gaan eet nou, en moet jou nie bekommer nie. Ek sal die wingerd van Nabot, die Israeliet, vir jou gee. Kyk wat gebeur hier. Hy manipuleer sy vrou. En wat doen sy? Sy neem beheer van die situasie. Sy neem beheer van die koning, hy wat eintlik in beheer moet wees. En dan op die einde van die dag laat sy Nabot doodmaak. Iets verskrikliks. En dit alles, omdat haar man nie sy sin kry nie. Sjoe, wat 'n teks. Nou ja, liewe vriende, as ons hierdie twee tekste gelees het, dan sê ons vir mekaar die volgende. Hoekom wil ons so graag in beheer wees? Miskien moet ons begin met, wat wil ons beheer? En dan sê ons vir mekaar, ons wil graag mense beheer. Hoekom? Want ons wil in beheer voel en in beheer wees van ons eie lewe, sodat ons situasies en omstandighede so kan manipuleer en bestuur, dat daar vir ons die minimum krisis en ongemak en seer en pyn in hierdie wêreld voorlê. Want ons reken, as ons in beheer is, dan kan ons dit afweer. So wat sê ons eintlik hier? Die sonde wat Eva en Adam pleeg, is 'n sonde waarin hulle eintlik sê, God weet nie regtig wat hulle wil hê nie. Hulle sal beter kan besluit en beter kan oordeel wat is reg en wat is verkeerd as God. En dis eintlik wat in elke mens leef. As ek in beheer is, voel ek veilig. As ek in beheer is, dan kan ek self my situasie en my omstandighede op die einde van die dag bestuur en beheer, sodat ek so min as moontlik ongemak beleef. Ek sê dis eintlik tussen die lyne. Ek vertrou myself meer as wat ek God vertrou. Wat wil ek bestuur? Waaroor wil ek beheer hê? Oor mense? Kom ons begin. Naby aan die hart, naby aan die huis. Jy wil dikwels jou lewensmaat, jou man of jou vrou beheer. En nou gaan ek iets vreeslik sê. Ek weet van vrouens wat vreesagtig is dat hulle eendag gaan doodgaan met die man waarmee hulle nou getroud is. Want hy wil nie verander nie. En sy wil so graag beheer oor hom uitoefen. Anders gesê, hoe manipuleer mans en vrouens mekaar nie? Mans kan partykeer so bevelagtig wees, so aggressief wees met hulle lewensmaat. Hoekom? Sodat die vrou sal doen wat hy wil doen. Wanneer daar dis staan in Genesis en die man sal oor haar heers, dan beteken dit die man moet oor haar heers soos wat Jesus en God wil hê, die man moet oor haar heers, met sagtheid, met liefde, met spirituele leiding, nie met aggressie en bombastiesheid en om haar aan te rand fisies nie, of om haar emosioneel af te takel nie. Hoe gaan dit dikwels in huwelike, as ons 'n skermutseling het, dan gee ons mekaar die koue skouer. Die een slaap hierdie kant van die bed en die ander in daai kant van die bed, en ons weier mekaar enige nabyheid, want ek kry nie my sin nie, want jy wil mos nie doen wat ek wil hê jy moet doen nie. Is dit nie waar nie?
Gaan eintlik, wat steek agter huwelike wat verbrokkel? Die begeerte van jou en van my, van mense, om 'n beheer te wees en ons lewensmaat te beheer. So werk dit ook met ouers en kinders. Hoeveel keer het 'n mens dit nie al gesien nie? Dat kinders aangespreek word deur ma en pa, en op die einde van die dag selfs, 'n pak slaag kry. Vir welke rede? Omdat die kind hulle op 'n manier gedra tussen ander mense wat nie vir die ouers aanvaarbaar is nie. Maar wat steek eintlik daar agter? Die ma en pa wil so graag hê dat die mense daar buite goed van hulle sal dink. En as die kind op 'n manier optree wat hulle dan in die skande steek, dan word die kind voor stok gekry, want dit reflekteer sleg op ma en pa. En dit terwyl die kind op die einde van die dag op 'n pad is van volwasse wording. En die ma en pa se gerigtheid moenie wees om die kind riglyne te gee en te tug, sodat hulle beeld beskerm word in die wêreld daar buite nie, maar om die kind te tug en rigting te gee terwille van die kind se proses en pad van volwasse wording. Die fokus moet dit eers wees op die kind se wese, op die kind se heil, op die kind se emosionele groot word, en nie op die ouers se beeld nie. Wat gebeur? Ma en pa probeer kinders beheer. Partykeer ook selfs finansiëel. As die kind nie wil doen wat ek wil hê hy moet doen nie, dan gee ek nie meer sakgeld nie. Maar dit wat ek wil hê die kind moet doen, is op die einde van die dag nie vir die kind tot voordeel nie, dis vir pa en ma tot voordeel. En dan natuurlik die omgekeerde daarvan, nê? Kinders wat ouers wil beheer. 'n 4-jarige seentjie wat in Checkers of in Pick n Pay en die stootwaandjie 'n verskriklike tantrum gooi, en hy skree, en hy gil, en hy slaan sy voete op die waandjie, en hy slaan sy ma, en hy gooi die inkopies uit die mandjie uit. Hoekom? Want hy kry nie sy sin nie. Hy is soos Agab, die koning. Hy probeer sy ouers manipuleer, en wat doen mamma? Ag, toe maar boetie, ons is nou by die huis en alles is reg. Nee, dis ook nie reg. Selfs die klein mens wil beheer. Geliefdes, en dan natuurlik sit so by die werk. Mens kry hulle wat gesag het oor jou meerdere in hulle aanstelling, jou hoofde, wat hoe optree, as hulle nie hulle sin kry, en as die dinge nie loop soos wat hulle wil hê dit moet doen nie, wat doen hulle? Hulle manipuleer. En partykeer op die slegste maniere, om 'n werknemer aan te vat voor almal, en hulle sleg te sê, want hulle eie ego voel bedreig. Ag, en so sou ons kon aangaan met voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld. Maar kom ons sê vir mekaar, ondersoek jou eie hart, en kyk wat is dit wat jou laat optree soos jy optree. Wat maak dat jy soms skinder? Is dit om iemand anders in 'n slegte lig te stel, sodat jy 'n bepaalde situasie kan manipuleer? Wat maak dat jy baie kere ou koeie uit die sloot uithaal in 'n argument? Is dit omdat jy in beheer wil wees van hierdie spesifieke woordewisseling? En so is ons nog voorbeelde op voorbeelde kon noem. Maar kom ons kyk dat ons nou begin mik om af te sluit. Wanneer 'n mens God se woord so lees, dan lees 'n mens ook die volgende. En nou nooi ek jou om saam met my te blaai daar na Jeremia toe. En hier in Jeremia 17 vers 5 staan daar: So sê die Here, daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel. En dan word hy vergelyk, as jy die teks verder lees daarso, met 'n kaal bossie in 'n droë wêreld wat nooit water kry nie. En dan vers 7.
Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is. En dan lees ons, so 'n mens word vergelyk met 'n boom wat by water geplant is. Sy wortels steek uit na die stroom toe. Hy dra groen blare. En dan word hierdie twee pragtige beelde, die een, die mens wat nie op die Here vertrou nie, en dan die mens wat wel op die Here vertrou, se twee beelde rondom 'n droë bossie in 'n woestynwêreld en 'n pragtige boom langs 'n stroom, saamgebind en saamgevat in vers 9, wanneer daar staan, die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik, wie kan hom verstaan? Die hart is bedrieglik. En daarom, beheer jou hart met suspisie. Gaan ondersoek in alle opregtigheid jou eie hart. Wat motiveer jou om dinge te doen? Om dinge te sê? Om op 'n sekere manier belangrike keuses in jou lewe uit te oefen? Is dit omdat ek en jy in beheer wil wees? Dikwels is dit verseker die rede. Beheer jou hart met suspisie. Want eintlik sê ek en jy, ek wil self besluit, Here. Ek vertrou U eintlik nie. Ek dink ek kan beter besluit as U. En dit alles in 'n poging om my konteks en my situasie so te bestuur dat ek so min as moontlik krisisse in my lewe beleef. Maar kom ons sluit af met die volgende. Broers en susters, kan ons God vertrou? Meer as ons eie in beheer wees? Absoluut. Hoekom sê ons so? Sal die Vader sy seën gee vir jou as hy nie opreg is en sy bedoelings oor sy liefde en sy omgee vir jou nie? En dan sê ek, dankie, Here. Neem U beheer, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here in beheer wees oor alles wat jy dink, alles wat jy sê, en oor elke emosie in jou gees. En mag jy die vrede van die lewende Here in God beleef. Amen.